En ek wil vanoggend met u gesels oor sleutels tot oorwinning. Ons gaan lees, en dit staan in die boek van Openbaring opgeteken, en ek wens ons het tyd om oor elkeen van die aspekte 'n bietjie te kan gaan diep duik. Maar die realiteit is, tyd is beperk. Hoor wat sê die Bybel in vers 10, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap en die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus. Hoor wat sê hy? Want die aanklaer van die broers, ekskuus tog, want die aanklaer van ons broers is neergewerp, hy wat hulle aanklag vir ons God, dag en nag. Vers 12. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Dit is 'n harde realiteit dat die duiwel nie net gaan omdraai en wegvlug omdat ons 'n Bybelversie aanhaal of 'n koortjie sing nie. Jare gelede, toe ek nog jonk was ek die jeugleier in 'n gemeente en ons het dienste gehad en ek kan nie meer onthou presies hoe dit gebeur het nie, maar ek was in die bidkamer gewees, het ons daar was ouetjie wat ons voor gebid het en hy was redelik ontwrigtend, toe vat ek hom bidkamer toe en ek begin met hom, ek bid vir hom. En die volgende oomblik te begin het 'n demoon met my praat. En sy woorde aan my was, you are weak, China. Net so. Nogal arrogant, hy kan nie Engels praat. En al wat ek gehad het om te staan, is die woord van God. En die Here het vir ons die genade gegee om met die ouetjie te deel en daai demoon te stuur waar hy hoor. Maar jy sien, die Bybel sê duidelik, hy sê, onderwerp julle dan aan God. Want dit is in die onderwerping aan God wat die krag in Christus Jesus in ons gevestig raak. Maar kom ons gaan kyk vandag. Ek wil met u praat oor, ek moet hier seker aansit. Hy het al gelees, daar is 3 sleutels wat ek met u wil gesels oor, wat vir jou gaan bring by 'n plek van oorwinning. Wie van u wil 'n oorwinningslewe? Wie van julle stoei partykeer om dit te doen? Ja, ek steek maar aan die hoogste op. Want Petrus sê, weet jy nie dat jy wat vir ander preek, jy preek eintlik vir jouself ook nie. Maar kom ons gaan kyk. Jy sien, daar's nie 'n keuse, ek kan net die bloed van die lam gebruik. Daar's 3 sleutels, en hierdie soos een van daardie deure wat meer as 1 slot het. My pa was 'n tronkbewaarder gewees toe ons kinders was, en wanneer hulle was toe Superior genoem, hè, dan gaan hulle nou die gevangenes oopsluit. Dis nie net 1 sleutel nie. Hulle gebruik ten minste 2 sleutels, maar sulke groot goed. Dan word die boonste een oopgemaak en dan word die onderste een oopgemaak. Jy sien, ons pad na oorwinning moet ons al 3 hierdie sleutels gebruik. Die eerste stelling wat ek wil maak is, Jesus Christus het reeds die vyand van ons siel oorwin.
In Johannes 10:18 skryf die woord, niemand neem dit van my al weg nie. Nou praat Jesus van sy lewe. Hy sê, niemand vat my lewe van my al weg nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het die mag om dit af te lê, en ek het die mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Dis 'n belofte wat Jesus Christus opgestaan het. Kolossense 2 vers 13 tot 15 skryf Paulus aan die gemeente in Kolosse, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Die skrif, die skuldbrief, wat ons aankla, van ons sonde en ons ongeregtigheid, Jesus moet nog 'n kruis, het Christus Jesus aan die kruishout vasgenaal. Hy het gedeel daarmee. Want die prys wat hy gebring het, was 'n volmaakte prys. Een van die uitdagings van die kerk is, die vyand hou daarvan om ons te herinner aan ons verlede. Maar kom ons kyk wat sê hy. Hoor wat sê die woord. Hy het dit vasgenaal. Wanneer het hy dit gedoen? Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle triomfeer het. In 1 Korintiërs 15 vers 54 tot 57, ek gaan nie nog by die skrifte stil staan nie, want jy sien, die woord is die waarheid. As die woord iets sê, dan maak my opinie oor dit nie saak nie. So dit is belangriker dat ek met die gesels oor wat in die woord staan, as wat in my kop aangaan. Hoor wat sê die woord, en wanneer hierdie verganklike met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskryf is, die dood is verslind in die oorwinning. Vers 55, dood, waar is jou angel? Dodery, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde. Hy sê, die angel van die dood is die sonde. So as jy sonde in jou lewe het, dis die angel wat jou dood maak. En die krag van die sonde is die wet. Die oomblik wat ons die Here begin dien met reëls en regulasies en moets en moenies, en ons probeer weer die Ou Testamentiese wette insyfer, want dis wat baie keer gebeur. Hy sê, dan wat maak dit? Die krag van die sonde is die wet. Hoor wat sê die skrif in vers 57. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Yes, amen. Hoor wat sê Jesus self in Openbaring. In Openbaring 1 vers 17. Hy sê, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het aan sy regterhand, op my gelê, en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste. Vers 18, en die lewende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in ewigheid. Jesus Christus het reeds die vyand oorwin. Die oorwinning is reeds beklim. Ek en u moet instap in die oorwinning wat Christus reeds vir ons aan die hand gewerk het. Maar soveel mense is vasgevang in sonde en ongeregtigheid en skuldgevoelens en verwyte en alles wat daarmee saamgaan oor goed wat hulle in die verlede gedoen het. Die tweede stelling wat ek hier wil maak is, wees gereinig deur die bloed van die lam. 1 Johannes 1 vers 7 sê, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van sommige sonde. Nee, hy reinig ons van alle sonde.
Maak nie saak wat ek verkeerd gedoen het nie. Die bloed van die lam is in staat en by magte om my te verlos van alle sonde. Alle sonde. 2 verse later sê, as ons sonde bely. Miskien moet ek vers 8 ook vir julle lees. Dan kan julle nie sê ek al uit konteks het nie. Vers 8 sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons van die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Jy sien, die bloed van Christus Jesus is in staat en by magte om presies net dit te doen waarvoor God het gestuur het. En nou as ons praat van die bloed van Jesus Christus, dan praat ons nie van elke ou druppeltjie bloed wat geval het nie. Want toe Christus gekruisig is, toe hy gegeesel is, het van sy bloed op daardie Romeinse soldate geval, en dit het hulle nie gereinig van sonde nie. Dit gaan oor die geestelike impak daarvan, dat die bloed van die lam, die seun van God, wat gestort is vir u sonde en my sonde, ons reinig van alle sonde. Die derde opmerking wat ek wil maak is, Christus moet in ons wees. Kolossense 1:14, in wie ons die verlossing het deur sy bloed. Hy sê, in wie? Wie is die wie? Christus. In Christus. Hy sê, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. In Kolossense 1:27, ek is so jammer dat die ou vertaling dit bietjie arm vertaal. Want hy praat van Christus onder julle, is die hoop op heerlikheid. Hoor wat sê die 83 vertaling, wat na my mening meer belyn met die grondtekst. Hy sê, God het besluit om aan ons bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is Christus waar? In julle. Hy is julle hoop op heerlikheid. Christ in you is the hope of glory. Not Christ among you. Want Christus kan net my hart verander as hy binne in my is. Amen. Efesiërs 1:7. In hom, hoor mooi, in hom, dis Christus, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Hebreërs 9:13 en 14 sê, want as die bloed van bokke en stiere en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot die reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat hom deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke. Wat doen hy nou? Hy reinig nie my liggaam nie, hy reinig my gewete. Hy reinig my gewete van dooie werke om die lewende God te dien. 3 kortstellingkies wat ons 'n hele reeks voor kan bring. Christ in you is the hope of glory. Christus het gesterf sodat ons kan lewe. Die bloed van Christus reinig nie net my uiterlik nie. Hy reinig my gewete. Die tweede sleutel is die woord vir ons getuienis. Jy gaan die vyand van jou siel nie oorwin sonder die bloed van die lam nie. Voordat ek hier aangaan,
ek moenie vir een oomblik dink, ek kan die vyand teenstaan, terwyl ek hier agter die skerms ietsie doen wat niemand van weet nie. 'n demoon vra nooit jou toestemming nie. Hy soek net 'n deur wat oop is. Nou dink jy as jy 'n deur open, gaan jy die vyand kan oorwin? Nee, gaan nie. Dis kernnoodsaaklik, die woord van ons getuienis. Ek het 'n vraag, getuig my lewe daarvan dat ek werklik waar wedergebore is. In 12:11 omtrent, nog is dit terug, 800 jaar, het 'n ouetjie geleef met die naam van Franciscus van Assisi. Hy was omtrent 29 toe hy gesterf het, en hy het hierdie stelling gemaak. Nou maak mense hierdie ding asof hierdie hotshot groot prediker daar met 'n mega kerk het hy se dinge nie, hy het nie. Franciscus van Assisi het gesê, always preach the gospel, and when necessary, use words. Jy sien, mense kyk na u lewe en na my lewe en maak 'n oordeel oor of dit die moeite werd is om God te dien of nie. Hulle luister hoe ons praat. Ons sê ons is Christene. Ons sê ons dien die Here met 'n onverdeelde hart. Ons sê, ag, Here, ek weet nie hoe gaan ons dit maak nie. En dan soek ons altyd die fout by die duiwel. Ja. Maar jy sien, die woord van ons getuienis is so belangrik. Ek dink ek het dit al gesê, ek het hierdie vriend Christian, wat 'n wonderlike mens. Hy werk op 'n projek, 'n groot projek werk hy, en daar's hierdie een persoon wat, hy's 'n ateïs gewees. Hulle sê mos ateïs, hulle aanbid ook, maar hulle aanbid vir atie. Nee. So nou is hier 'n ateïs, en as hy sien jy is 'n gelowige, maak nie saak wat se geloof jy volg nie, dan het hy nou die ouens aangevat. En hierdie vriend van my, hy sê, hy is lus om hierdie ou te grind. Julle ken mos die Afrikaanse woord grind nie. Dit was soos die neus in die grond aan vry. Hy is lus vir hom, en die Here sê vir hom, jy bly stil. En so gaan tyd verby. En eendag kom hierdie ou by die werk aan en hy sê vir hom, kan ek jou in daai kantoor gaan sien asseblief? En ek verhaal nou maar soos wat ek dit onthou. Hy sê, dis reg, en hy kom daar en hy maak die deur toe, en hy dink, genade, hier kom 'n ding. En hy sê vir hom, ek hou jou dop. Ek het jou die hele tyd dopgehou. Jy's anders as al die ouens hierso. Ek wil hê dat jy, sal jy vir my bid? Die ou sê ateïs. En Christian lei hierdie ou na die Here toe, in daai kantoor. Daai geharde ateïs. 4 maande later land daai ouetjie toe in die sendingveld, daai wat net op bekering gekom het. En so nou dan in kontak, het hulle nog kontak met mekaar, en die laaste keer wat ek met hom gepraat het, sê hy vir my, die ouetjie sê vir hom, sy gunsteling boodskap wat hy het om te preek, is om die evangelie te verkondig sonder my boodskap, sonder my woord te sê. Want wat het gebeur? Christian se lewenswandel het getuig daarvan dat hy waarlik tot bekering gekom het. Sy handel en sy wandel. Hulle sê mos, much more is caught than taught. Mense sê mos vir die kinders, maar moenie maak wat ek maak nie, maak soos wat ek vir jou sê. Wie se ouers het dit vir julle gesê? My ma het vir my gesê. Nee? Moenie maak wat ek maak nie, maak wat ek vir jou sê. Nee, you model who your children will become. Sad to say. Ons kan sê dat die woord, as ek praat, hoe lyk die woord van my getuienis?
My vraag, ons dink 'n bietjie anders dan nie. Hoe lyk die woord van my belydenis? Want hulle sê mos laaste mos hierdie goed wat hulle so met mekaar laat rym, nee. Wat jy bely sal jy kry. Wat jy sê sal jy hê. So, wat kom hier by my mond uit? Bybel sê mos dat die oorvloed van die hart spreek die mond. Jy sê die woorde wat ek spreek moet belyn met wat God sê oor dieselfde situasie as ek 'n oorwinnaarslewe wil lei. So as die vyand aan my deur kom klop, dan moet ek weet wat die woord sê oor daai situasie. Of dit 'n dreiging is in die werksplek, waar ek my werk kan verloor, of 'n kontrak kan verloor, wat sê die woord van die Here oor dit? Is dit 'n diagnose van 'n dokter? Wat sê die woord? Is dit die opinie van 'n prokureur? Wat sê die woord? Ek kan nou nie sê my drinke broers nie, want help ons dit was. Wat sê ons mekaar om die braaivleisvuur? Waaroor praat ons? Hoe lyk my belydenis? Jy sien vir my om in 'n oorwinnaarslewe in te stap, moet my getuienis dieselfde wees as wat God se getuienis is. Maar dit gaan beteken, ek moet my onderwerp aan God. Dan kan ek die vyand weerstaan, en dan sal hy van my af wegvlug. Kom ons kyk 'n bietjie die woord. In Kolossense 3:16 sê hy, laat die woord, en daai woord, so oorspronklike woord wat ek gaan opsoek, dis logos, en ek gaan nou iets sê oor dit. Hy sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. En dan kom hy, dan sê hy, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsang en geestelike liedere en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. Sing tot eer met dankbaarheid. Hoeveel mense sing met 'n klaaglied? Hy praat van die woord van Christus. Wat is die woord van Christus? Dit is die logos van Christus. En ek het gaan kyk wat sê ouens met dik brille, dikker as myne, en wat sê hulle? It's the doctrine of Christ. Kom ons kyk wat sê die King James. En ek gaan vir u lees in Hebreërs 6 vers 1 en vers 2. Dis ook maar so klein is, dis eintlik maar net so invoeging. Hy sê, ek gaan net vers 1 lees. Hy sê, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ. Die Afrikaanse vertaling sê, hy praat van, laat ons nie bly by die begin aangaan in die prediking van Christus nie. Dit was so 'n bietjie anders, maar hy sê, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and faith toward God. En dan gaan hy met die res van in vers 2 aan. Met ander woorde, die leerstellinge van Christus, dit moet deel wees van my daaglikse spreektaal. In 2 Timoteus 2 vers 15 skryf Paulus vir Timoteus, en dit was die laaste brief wat hy geskryf het voordat hy tereggestel is. Sê vir hom, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Weet jy wat's hartseer? Ek hoor aan 'n dag dat iemand praat met 'n persoon uit een of ander geloofsoortuiging. Praat hy met die persoon oor, maar wat sê jy? Jy sê dit en dit, maar wat sê die Bybel oor dit? Nee? En toe sê hy, nee, ek moet gaan hoor wat my predikant sê. Ek
sal by hom gaan hoor. Terwyl die Bybel sê die woord van Christus moet ryklik in my hart wees, wat beteken dit? Ek moet Bybel lees. Ek kan nie elke keer na my predikant toe hardloop om te gaan hoor jy wat sê die Bybel nie. Dis hoekom Paulus vir Timoteus sê, jy moet jou daarop toespits, lê jou daarop toe. Hy sê, lê jou daarop toe om jou beproef te stel. Voor wie? Voor die mense, nee, voor God. Want jy sien, Hebreërs 12, vers 4 en 5, man, hy sê die woord van God is skerper as 'n tweesnydende swaard, wat indring tot die skeiding van liggaam en siel, van gewrig en murg, en hy is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die bedoelinge van die hart. Die Here is die hele tyd besig om dit wat in my hart aangaan, en dit wat my motief, my bedoeling agter alles is, op te weeg. Nou sê Paulus vir Timoteus, jy moet die woord van die waarheid regsny. Dit is 'n goeie vraag. Wat moet my getuienis dan wees? As ek nog met my. Jesus kom in Matteus 12 vers 34. Heerlikheid, wat gaan gebeur as ons vandag moet ons op ander geslag? Sê nou maar net iemand stap hier net. En hy sê, ander geslag, julle wit gepleisterde grafte. Nee? Maar Jesus het dit gedoen met die Fariseërs. Hoor wat sê hy vir hulle? Ander geslag, hoe kan julle die goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Hoor wat sê hy vir hulle? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Dit wat hier binne aangaan nie, gaan eendag van die tyd hier uitkom. Wat in my hart rondswem, in my gedagtes rondswem, gaan by my mond uitkom. In vers 37 sê hy, want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. 1 Johannes 5:9 tot 12 sê hy, as ons die getuienis van mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God, wat hy aangaande sy seun getuig het. Hoor wat sê in vers 10, wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself. Wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself. So ons het daardie getuienis klaar, die binnekant in ons. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy seun getuig het nie. En dit is die getuienis. Sien, hulle is veel nice, hulle sê vir ons tot wat dit is. Nee. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Die derde stelling wat ek wil maak is, ek en jy moet by 'n plek kom waar ons tot die dood toe ons lewe nie lief het nie. Nou hoe gaan ons dit regkry? Is daar voorbeelde in die Bybel? Ja, daar is, ek is bly wat gevloek. Die eerste ding wat ons sien is Ester. En ek gaan lekker maar rustig wees, ek gaan nie alles lees nie. Maar kyk wat sê in vers 16. As jy die verhaal onthou, is Haman het gegaan en hy het 'n komplot gesmeed teen die Jode om hulle almal te laat vermoor, dood te maak, en Ahasveros het gesê, is chap, julle kan dit doen, maar hy het nie geweet dat sy vrou, Ester, wie sy oorspronklike naam Hadassah is, eintlik 'n Jodin was nie. Sy het die hele tyd dit vir hom verberg. En toe daar 'n edikt uitgegaan, daar het 'n wet uitgegaan wat gesê het op 'n sekere dag sal al die Jode reg deur die hele Persiese koninkryk, ek dink daar was 52 provinsies gewees. Nee, 128 provinsies gewees. Sou almal uitgemoor geword het. Nou moet sy voor die koning gaan staan, maar jy kan nie net voor die koning gaan staan nie. Daar was 'n proses gewees waardeur hulle moes gaan. En daardie proses het tot 12 maande geduur voordat hulle nou voor hom mag verskyn, want dit is 'n reinigingsproses en dan word hulle
Dit is 'n hele storie gewees. En as jy voor die koning verskyn sonder dat hy jou laat roep het, of sonder dat jy deur die reinigingsprosesse gegaan het, is jy doodgemaak. Hulle het nie gespeel nie. Hoor wat sê sy vir hulle. Vers 16, gaan heen, versamel al die Jode wat in Susan te vind is, was 'n stad, kan jy dit glo? Was 'n stad, en vas julle om my ontwil, en julle moet nie eet en drink nie, 3 dae lank, dag en nag. Ek ook met my dienaresse sal net so vas. En hoor wat sê sy nou, sy sê, en so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens die wet is nie. Sy gaan die wet oortree. Nou sê sy, en as ek kom, dan kom ek om. Wat het sy gedoen? Sy het die belange van die volk bo haar eie belange gestel. Daar is nog 'n voorbeeld in die Ou Testament. Nee, dis nie Saulsaak, Meelsaak en al tot die een hoog nie. Dit is Sadrag, Mesach en Abednego. Wat het hulle gedoen? Onthou daai vuur wat hulle gemaak het, maak hom 7 keer warmer. Hoe maak jy 'n vuur warmer as wat warm is? Maklik. Gebruik blaasbalke. So maak hulle hierdie vuur so warm, dat hulle daai 3 dudes, daai 3 manne in die vuur gooi, toe loop hulle daar binne en rond, en daar's 'n vuurneem wat verskyn het, soos 'n gode sien, onthou jy daai geval? Nou goed, net voor dit gebeur, het Nebukadneser het 'n beeld gemaak, en as hulle die musiek begin aanwakker, die doedelsakke en die fluite en alles, hulle het nou musiek begin maak, dan moes die mense buig, en hierdie ouens het gebuig. En toe hulle voorstok gekry word, omdat hulle dit nie doen nie, toe sê hulle het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om hierop te antwoord nie. Gaan sê jy nou vir die president van die land, ek ag dit nie nodig om jou te antwoord nie. Ja, ek gaan nie antwoord. Hulle sê vir hom in vers 17, Daniël 3 vers 2 tot 18, in vers 17 sê hy, as ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat dit bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. En ja, toe raak die koning bietjie ongeduldig met hierdie saak, en hy vererg hom. Maar toe hy die vuurwind uitkom, want die Bybel sê, daai ouens wat hulle in die vuur gegooi het, doodgebrand. Die soldate wat hulle in die vuur gooi, brand dood. En hierdie ouens lyk of hulle op 'n Sondagmiddag uitstap eers. Hulle loop daar in die vuur en sê, "Goeie nee, en as ek sien wat die reis wat vir ons uitkom." Die toue het afgebrand, maar die klere het nie eens na rook geruik. Hoe is dit moontlik? Jy sien, hulle het geleef wat hulle getuig het. Hulle was nie bang om dood te gaan nie. Stefanus in die Nuwe Testament vind ons, en hierdie is baie interessant, ek gaan dit nie vir julle alles lees nie. In Handelinge 6 vers 8 tot vers 15 vind ons dat Stefanus gegryp is en voor die groot raad gebring is, die Sanhedrin. Die hele hoofstuk 7 van Handelinge handel oor, in die eerste plek sy getuienis, want nou is hy voor die groot raad, en toe trek hy nou ons los. Nee? En van vers 1 tot vers 53 vind ons dat hy getuienis gee aangaande Christus. In vers 54 tot 60 lees ons wat daar gebeur. Vers 54 sê, en toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle hart en het teen hom op hulle tande gekners. Daai tyd was daar nie valstande nie, hulle het almal nog hulle tande gehad, hulle het op hulle tande gekners.
In vers 57 sê hy, maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom afgestorm. Hier sit hierdie groot raad, 71 oomies, wat veronderstel is om waardig te wandel. Nou storm hom af. En hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig, en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. Hy het opgestaan vir wat hy in glo en hy was bereid om te sterf vir dit. As jy nie weet, if you don't stand for something, you will fall for anything. As jy nie weet waarvoor jy staan, sal jy val vir enigiets. Nou vra jy my, dit is nou nie sleg nie, maar hoe kry ek dit reg om my eie lewe nie lief te hê? Hoe kom ek by daardie punt, wat ek nou hier het 3 mooi voorbeelde gekry van Esther, Sadrag, Mesach en Abednego en van Stefanus. Hoe in 2026 kry ek dit reg? Eerste opmerking, daar is 4 wat ek gemaak en dan is ek klaar. Ek moet my liggaam, dis nommer 2. Ek moet minder word en hy meer. Johannes skryf in Johannes 3 vers 30. Hy sê, hy moet meer word, maar ek moet minder word. Ek dink daar's soveel mense vandag wat so vol van hulle self is. Daar's nie plek vir God in sy lewe. Die tweede ding wat ek moet doen is, ek moet kom by 'n plek waar ek my liggaam offer. Paulus skryf aan die Romeine, hy sê, ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Jy weet, is 'n mooi versie, gaan dink 'n bietjie. Enigiets wat op 'n offeraltaar gesit is, het nie daarvan afgeklim nie. Behalwe Isak. Dis die enigste. As 'n dier geoffer is, dan is hy doodgemaak, hy het gesterf en dan is hy geoffer. So ek moet in myself sterf en dan myself offer. Ons word nie lewendig geoffer nie. Ek moet kom by 'n plek waar ek my liggaam aan God offer. Die derde opmerking is, ek moet dieself kruisig. Galasiërs 2:20 sê, Paulus skryf, hy sê, ek is met Christus gekruisig. En ek, die klem op die ek, leef nie meer nie. Ekskuus. Maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Die laaste opmerking, die ek moet sterf. Ek moes hom eintlik woontoe geskryf het. Kolossense 3 vers 1 tot 3 skryf Paulus, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Nou vertel hy vir ons waar moet ons dink. Die Here, hy dek alles. Hy sê, bedink die dinge daarbo, nie wat op die aarde is nie. Moenie dat dit wat in die Midde-Ooste gebeur, jou lewe so absorbeer, dat dit jou verhouding met God affekteer. Moenie dit wat in die volgende dorp gebeur of stad gebeur, jou lewe so absorbeer, dat jy jou fokus skuif van God af na omstandighede. Vers 3 sê, want julle het gesterwe. Julle het gesterwe. 'n Dooie ou kom ons nie lees nie. So hy praat met mense wat leef. Maar hy praat van wat hier binnekant aangaan. Hy sê, julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. 3 sleutels. En hulle het oorwin deur die bloed van die lam
en deur die woord van hulle getuienis en hulle het hulle lewe oor die dood toe nie lief gehad nie. As jy van hierdie video gehou het, druk die like en subscribe knoppie en laat die klokkie om op hoogte gehou te word van 'n volgende video plasing. Die Here seën.